en dan 'n punt verder maak wat ek wil hê julle moet klik en moet onthou, dit moet regtig by julle val, soos die ou mense ook altyd gesê het by ons in die goeie, die ding moet by jou val. En dan wil ek julle daarna iets in die hand gee, wat julle asseblief vir my moet gaan bestudeer en dit mooi gaan bekyk, wat ek dan vir julle in die hand gaan gee. So julle aan die einde gaan ek eers dit dan vir julle gee en dan gaan ek net iets sê terwyl julle daarna kyk. So ons het nou gesê, Efesiërs 1 vers 3 tot 5, hy het 'n voorneme gehad, daai voorneme kan jy sê is 'n intention, is 'n God idea. Dit is wat hy, wat 'n openbaring is van homself, van dit wat hy is, maar wat sy hele bedoeling was om die hele saak van hom te skep. So hy het 'n voorneme gehad om voor die grondlegging van die wêreld, belangrik, en daai voor die grondlegging van die wêreld voorneme wat hy gehad het hy eers geopenbaar aan Paulus. Deur al die eeue heen nooit geopenbaar. Dit is vir die eerste keer geopenbaar aan Paulus na sy Damaskus ervaring en dan vir 3 jaar plus in die Arabiese woestyn gegaan het. En daar het hy die massiewe misterie openbaring gehad van dit waarvan hy nou hier skryf, dat God het 'n voorneme gehad, hy het 'n plan gehad, hy het verkies om dit so te doen, omdat dit uit hom uit is. En wat is daai voorneme? Vinnig gesê, want ek wil kom by die diepere punt, vinnig gesê, I am going to birth my own children. En hierdie birthing, hierdie gebore word uit hom uit, daai geboorte, birthing, jy kan nie, met Afrikaans beheer het nou heel so 2-3 woorde verduidelik. Maar die Engels het hom so pragtig mooi netjies in daai een woord en dis birthing. The birthing. En dit is wat my betref die stelsel waarmee die hele skrifte opgesluit word. So jy kan eintlik streng gesproke alleen die skrifte verklaar vanuit voor die grondlegging van die wêreld en dan sien hoe dit wat voor die grondlegging van die wêreld in Vader se hart was uitgekom het en hy het toegepas het en wat ons dan doen, die skepping, want hy daai voorneme uitgevoer. Hy het hom uitgevoer. En hoe het hy dit uitgevoer? Deur die skepping. Hy het die skepping in plek gesit. Hierdie skepping wat ons nou sien, hierdie hele skepping wat sal vergaan, hierdie tydelike skepping maar uiteindelik. Maar hy het dit ook gedoen deur die skepping van die mens. Want hy wil hierdie mens wat hy nou skep, wat hy daar stel, sy oorspronklike plan was dus om iets van homself in hulle in te plaas, as hulle sou reg kies, want hulle moes kies het vir die lewe, vir sy goddelike saad, sodat hulle dan kan kinders van God genoem kan word. En dis waarteen hulle toe besluit het, die mens. So hy voer sy plan uit in die skepping en hy voer dit uit deur die skepping van die mens en hy voer dit uit toe, hoe? Deur die kruis. Want die kruis word toe die tweede koop van die lewe. In die plek van daai koop van die lewe waar teen die eerste mens, julle sal sien in die tabelle wat ek vir julle gee, die eerste mens gekies het, die eerste Adam. Maar toe kom daar 'n tweede, 'n laaste Adam. Jy kan eers aanvanklik sê die tweede Adam, maar daar was dan die laaste Adam, wat die tweede mens genoem word. Ja. En hy gaan kies, volgens die kies van God voor die grondlegging van die wêreld, om homself te gee aan daai kruis, sodat hy daai, en dit moet julle hoor, hy sterf dus nie in die eerste plek of doen 'n genadewerk aan daardie kruis ter wille van ons nie, maar ter wille van die Vader, dat hy sy plan kan uitvoer. Hy hang daar ter wille van die Vader, sodat die wat in hom glo, Vader God, sy Vader, kan Vader glo, en kan deel word van sy bloedlyn, wat 'n incorruptible seed bloedlyn is. Onverderflike saad is. En hy as die laaste Adam vir ons kom bewerkstellig aan daardie kruis. Dis waarom ons nooit uitgepraat sal raak oor die kruis nie. Maar wat ek nou wil hê, dat ons dit net vir onsself vasmaak. Daar was nie net 'n intention, ek gaan nou die Engelse woord net ook daar gebruik, wat ek wil 'n ander Engelse woord gebruik, wat baie meer beskrywend is. Hy het nie net 'n intention gehad, 'n voorneme gehad voor die grondlegging van die wêreld as sulks. Hy het 'n ultimate intention gehad. Dit is 'n allesomvattende
alomvattende, alles beskrywende, alles inhoudelike, alles volledige intention gehad het, was dit, jy moet eintlik vra, wat is nou die ultimate intention, het jy dit die intention gehad, want die ultimate intention, die hele volledige intensie wat hy gehad het, word juist beskryf in die res van vers 4 en van vers 5. En wat is daai ultimate intention? Nie net kinders nie, maar van kinders af het hy nou verder gegaan, en dis presies nou net daar waar ons by die eindelike punt kom. Paulus skryf dit nou hierso in Efesiërs, net dat hy sê, soos hy ons, wat nou glo, wat al klaar tot geloof en omgekom is, vir hulle wat hy skryf, ons in hom, in die seun as die voertuig, kan jy onthou, hy was die hoofposisie van hom, en toe kom die voertuig waardeur hy dit uitvoer, en wat is die hele saak waarna toe hy werk om uit te voer, en wat is die gevolg dan daarvan, die uiteindelike resultaat, kom hy verkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om dan heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, dat ons 'n posisie kan inneem voor hom, deurdat hy ons voorbeskik het, bestemming, hy vir ons 'n bestemming bewerkstellig waarby ons moet uitkom. Ons moet tot rus kom in 'n tuiste, in 'n bestemming. Hy het ons voorbeskik daarvoor, om as sy kinders, kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus. Nou typies Paulus, skryf hy al die verskillende byvoeglike naamwoorde, hy sal dit so op in hierdie hele hoofstuk, na die welbehaag van sy en sien elke woord is eintlik gelaai. Maar nou moet julle net op dit hoor, want ons praat baie keer net algemeen daaroor, en ons gaan nie in die diepte wat dit betref nie. Hierso sê hy seuns, en jy, alle vertalings sê altyd maar nou net gewoon, altyd die seuns die kinders, hierso is kinders voorbeskik is vir homself dan nou aan te neem. Maar hierdie, ons stem saam, al die vertaling sê, okay, kom ons vertaal maar hierdie Griekse woord met kinders. Want net om as wat weer julle kon vra dan oor die, as jy nou regtig sou reg vertaal, so hulle bly maar met kinders, ek kan nou nie sê hoe ek dit sê. Maar hy, Paulus gebruik hier 'n spesifieke woord, hioi, seuns. Dis nie kinders nie, dis seuns. Hios, seun. Praat van seun. Nou, hy werk altyd met daai woord, uitdrukking. En dis presies wat hy gebruik ook in Galasiërs. Julle kan onthou toe ons kan na Galasiërs en julle kyk het ons baie sterk daaroor gepraat. Paulus gebruik die woord hios as seuns, maar dit word altyd vertaal met kinders. Maar dit maak 'n groot verskil want hy gebruik 'n spesifieke woord vir al die Griekse taal hier om die hele saak te beskryf van hierdie hele ding waarvan hy praat as seuns. Johannes bijvoorbeeld, in sy hele beskrywing van die nuwe lewe wat ons nou in Christus kry en dat ons kinders van God genoem kan word, gebruik glad nie weer hios en hioi. Johannes gebruik die woord teknon of tekna. Byvoorbeeld Johannes in vers 12, dat ons nou kinders van God gereken kan word, net dat ons nou kinders van God ook dan genoem kan word. Daai kinders is tekna. Dis kinders. Dis waarom hulle die res, waar hulle eintlik seuns vertaal het, dan ook nou weer, maar bly vertaal met kinders. En net om as sê die dogters, wat nou van ons. Jy sê, hoor julle? So met ander woorde, daai tekna woord, wat Johannes gebruik, sien op die kinders, wat gebore word uit 'n vader, uit die saadlyn van die vader, deur die saad van die vader, is die geboorte. Met ander woorde, hy is my kind, wat deur my, uit my saadlyn gebore is, binne in my saadlyn. Hy is my eie kind deur geboorte, kind, dis kindskap. Hios, sien op seunskap, in die hele lyn van die Joodse tradisie, wat ook afgebeeld is, dat die vader bepaal dan die seun wat dan, as dan baie kere die eerstgebore, dat ook die erfgenaam sal wees van sy erfenis.
Hy sê dit kind nie. Want dan kom hy by 'n sekere punt waar hy hierdie kind saam met 'n klomp mans in 'n hele storie daar wat hulle het. En die vrouens wat een kant staan en 'n streep wat getrek word en daai seentjie staan aan die ander kant op 'n sekere tydstip ouderdom wat deur die Vader bepaal word wanneer dit sal gebeur. En dan verklaar hy daai seun van hom, daai kind van hom as seun, die een wat uit sy saad gebore is as sy seun. Dis 'n openbare verklaring waarmee hierdie adoption beeld, aannemingsbeeld te doen het, van hierdie kind wat uit sy saad gebore is en nou deur die Pa verklaar word as die erfgenaam seunskap. So seunskap het te doen met erfgenaamskap. En dan sê daai Joodse pa vir die seentjie wat aan die ander kant van die lyn staan met die mans, al die manlike van daai familie staan hierdie kant en die pa sê vir hom, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Moet dit vir julle bekend, nee? Dan kan die mens ons 'n bietjie verder. Wat sê die profeet? 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. Hoor jy? Nou, ek gaan nie verder in daar by Jesus se doop wat eintlik daar gebeur het, julle kan dit gaan luister op daai eerste sessie van my wat ek in daai hele reeks gedoen het. My punt is dat dit te doen is met die verklaring, dis 'n openbare verklaring van die kind wat bepaal is deur die Vader op 'n sekere stadium dat hierdie kind gaan nou my erfgenaam wees, hy is eintlik die hooferfgenaam. Met ander woorde, dit gaan om kindskap, seunskap, erfgenaamskap. En die seunskap het te doen met daai erfgenaamskap. That is the ultimate intention. Maar nou, praat met my. As ons dus nou praat van kindskap, seunskap en erfgenaamskap is, ek gaan nou by die ander deel net kom, waarvan praat ons nou eintlik? Net is is altyd moeilik om so 'n vraag te vra vir 'n hoor, want nou sê julle vir my, maar wat wil jy nou eintlik hê met ons antwoord? Maar hoor wat ek sê. As dit dus gaan om 'n kind wat gebore word uit die saad van die Vader, wat dan op 'n sekere stadium as die erfgenaam verklaar word, om saam met die Pa te erf in sy erfenis as die hooferfgenaam. Waarvan praat ons nou eintlik? Van 'n wat? Van 'n bloedlyn. Van 'n saadlyn. Van 'n hele nuwe skepingsras. Wat God as 'n voorneme gehad het, nog voor die grondlegging van die wêreld. En deur Jesus se uitvoering aan daai kruis as die seun wat deur hom as seun verklaar is, omdat hy vanuit die saad van die Vader gebore is, beregte tyd, dat hy dan aan daai kruis vir ons eintlik gaan hang, om die ultimate intention van die Vader, wat hy gehad het, nou uit te voer. Dis waarom ek sê, ek kan die kruis net God gesentreerd verklaar. Nie mens gesentreerd. Hy het dit gedoen vanuit homself om hierdie hele menslike ras as incorruptible seed daar te stel, sodat hy sy huishouding as 'n vader kan volmaak met kinders wat sy geboorte saad in hulle het. That is Christ in you. Dis Christus in julle. Met ander woorde, die volledige ewigheidsplan wat hy gehad het, die volledige ultimate intention plan wat hy gehad het, is dus kindskap, seunskap, wat te doen het met erfgenaamskap, troonskap. To be, to become, and to share in sy erfgenaamskap. Heirs of the Father and co-heirs of the Son. Dieselfde erfenis. En op hierdie stadium in die geskiedenis van die wêreld, na die openbaring van die groot misterie deur Paulus, in die genade dispensasie waarin ons nou leef, is hy nou veral besig om vir 'n hele nuwe geslag, 'n nuwe skepingsgeslag bymekaar te maak, tot op die spesifieke oomblik wanneer die laaste een inkom. Dit weet ons nie, maar die Vader. En die oomblik wanneer daar die laaste een inkom en die volledigheid is daar, sal die basyn ras. En ons nou in hierdie gewrig
van die geskiedenis waarin ons nou leef, is ons nou, soos wat ons nou hier sit, besig om vir ons voor te berei daarvoor. Terwyl ons sien dat dit wat nou op hierdie oomblik binne 2 maande in hierdie wêreld gebeur en besig is om te gebeur, is die regskuif van die laaste tafereel voordat daai wasyn geplaas. En die res van hierdie wêreldgeskiedenis afgespeel moet word, sodat Christus kan terugkom, die hele beëindiging van die eerste skepping dan te bewerkstellig, sodat die nuwe skepping as 'n hele nuwe Jerusalem kan daal, om dan die nuwe hemel en die nuwe aarde te wees. En daaroor kan 'n mens ons nou baie praat. So, as julle nou man en vrou is, dan vat julle net nie hier, ek is maar net wat is, hoor, kry ook vir julle in die hande, as ons so weer mag julle net aan, gee maar net gou vinnig aan, dat julle net gou vinnig voor julle voor die tyd gehad, en julle moet het nie. En dan wil ek net julle met daai bladsy goed bewaar, en julle moet hom gaan bekyk met al die teksverse wat ek daar het, en die modelletjies wat ons daar uitgeteken het, transparante of die diagramme, en dan het ek sommer daarin gesit, ek die vir setback, die dat stepback, en daar het ek sommer daar in julle dit en sommer. En dan kyk julle na daai 2 lyne, wat julle kry, dan in die agterkant het ons dan die kruislyn, van die eerste skepping en die nuwe skepping. So het julle daai voor julle sal sien in die middel is daar God se ewigheidsplan en voorneme, en dan God se ewigheidsplan voorneme wat hy daar het. Maar wat is die verskil tussen daai 2 diagramme? Daar so staan in 'n reguit lyn nou betrek is die ewigheidslyn. Die ononderbroke lyn staan vir die ewigheidslyn. Dit is die ewige lyn, vanuit die ewigheid dwars die ewigheidslyn. Die gebroke lyn is die tydelike lyn. Is daar genoeg? Ja, ek sê nie dat ons allemaal nou. Dankie. Allemaal nou. Wat wil jy stukkies vir? Nee, dis goed. Die toch aan ons oor. Of alle Ja. Nou kyk ook daar na die linkerkant steentjie, dankie. Linkerkant steentjie net gou vinnig. Kan jy sien before en dan vanuit die before to be what? Child, kind, to become, heir, son, to share, baan, heirship, to reign, throneship. So dit is vanuit creaturehood, kry jy childhood, sonship, heirship, throneship. En dan die ander ene, wat het nou gebeur met die sondeval, kan julle sien, die sondeval dui vir ons aan daai stippellyn. Die stippellyn is die tydelike, toe het hy geskep, before, julle sien daar loop hy reg, maar toe kom die sondeval in die skepping, en hy loop nou af, en om die spinnetjie weer aan die gang te kry, sodat hy sy plan kan uitvoer, wat plant hy toe? In die tydelike, hier op aarde, wat plant hy? Die kruis, as die laaste, tweede boom van die lewe, waardeur hy daai hele saak, hoor wat ek sê, daai hele saak van hom as 'n voorneme voor die grondlegging van die wêreld, weer op koers kry. In die geskiedenis van die wêreld, en die kruis bring ons eintlik weer terug, en die rede waarom Christus sterf is, sodat hierdie plan altyd kan uitgevoer word. To become, to share, and to reign. So, hoor wat ek sê, dis die dieper, wat julle weer op daai sessies kan gaan luister. Ewigheidskruis, wat klaar vasgemaak is, in die ewigheid, before the foundation of the world, the eternal cross, waarvoor Jesus klaar, voor die grondlegging van die wêreld gekies het, as die manier waardeur hy hierdie plan van sy Vader gaan uitvoer. Toe hy gekies het om die mense lewe te wees, volgens wat Petrus skryf, lewe te wees, het hy onmiddellik, toe hy daai keuse kies in die ewigheid maak, kies hy toe vir die kruis. En staan dit nou vas voor die aangesig van God. Die hele saak van die kruis. Nou kom voor hy dit uit in die historiese kruis. Dis wat ons daar sien, staan dit op Golgotha se hoogte. By Golgotha.
So, die ewige kruis van God in die ewigheid. Maar dan kry jy die historiese kruis wat daar geplant is in die tyd. En nou, deur 'n nuwe geboorte tot kindskap en erfgenaamskap en dan throneship, word die kruis is in ons geplaas. En die kruis wat in ons geplaas is, beteken dat ons het as deel geword van die hele kruisgeskiedenis. Dis ons geskiedenis. As jy nou gered word, enige persoon wat nou tot redding kom, en hy bid 'n oorgawe gebed en hy aanvaar Jesus as hy wat ons het net soos wat jy dit nou wil doen. Die oomblik wanneer dit gebeur, word hy uit daai corruptible seed bloedlyn van die eerste Adam in die eerste geskiedenis uitgehaal. En hy word geplaas in die saadlyn van die Vader, wat die tweede, die laaste Adam bevestig het aan die historiese kruis, en word uiteindelik nou deel van die ewigheidsgeskiedenis voor die grondlegging van die wêreld. Met ander woorde, hy word gered in die tyd, gegrond op die ewigheidskruis. En almal van ons wat Jesus bely as ons verlosser en saligmaker, is dis deel van 'n ewigheidserfenis. En dis klaar ons klaar verseël, en nou gaan al die protokol van daardie koninkryk wat nou in ons is, begin nou toegepas word deur die Heilige Gees. Dis alles wat gebeur het in jou gees, dit vloei nou deur na jou siel, liggaam, area. En dit word uitgedruk uit jou siel, liggaam, kom al meer in lyn met dit wat geeslik met jou in jou gees gebeur. Gaan kyk 'n bietjie na daai teksverse. Dat is geweldig diep, en as jy hom onbelaai sal jy sien dat so daar weer opgetrek daar, daai eerste skepping, nuwe skepping. Eerste Adam, eerste mens, dood, ou ras. Maar die nuwe skepping, laaste Adam, tweede mens, want hy het die eerste mens in hom opgeneem, worsteld gemaak en binne die graf gesit. Hy het vir ons dus die lewe gegee in die plek van die dood. Daarom is ons 'n hele nuwe ras. Ons is 'n hele nuwe skeppingsras, 'n new species. Met die goddelike bloed in ons. Met ander woorde, deelgenote van die goddelike natuur. En as 'n mens dit verstaan, by spiritual revelation, dan kan jy uitgesorteer raak ten opsigte van jou eie verlede. En vir al die nonsens wat jy aangevang het. En dan kan jy regtig waar jy net vergifnis kry nie, maar bevryding kry en 'n nuwe lewe wat begin deurbreek. En dit wat van die ou Adam is, het nie meer 'n smaak in jou mond nie. Jy sien. En niemand hoef vir jou te onderrig in wat dit betref in die eerste plek nie, want die Heilige Gees gaan jou begelei ooreenkomstig die Christus wat in jou is. Nou gaan ons eers daar stop en julle wat jy wil vrou. Myne is reg. Daai van die was hy af. Maar dit is maar net ingevul daar. Is dit net by julle afgeval? Eintlik waar is dit nie aangeskryf? Ja, he was a savior in readiness before there were sinners to be saved. Die kan julle later as jy skryf. He was a savior, kan jy sê, in readiness en gereedheid before there were sinners to be saved. Die belofte wat vir jou in daai punt vir jou gegee is, as jy bietjie klein. Ja. Met ons van hierdie forgiveness en victorious. Vir my is dit 'n baie belangrike punt. It's part of the package. Ja. Package. En vir my is dit baie belangrik dat ons dit vasskryf. Correct. Want party van hulle is mens onskryfbaar. Ja. Jy kan nie, as die hy sê dat is genesing vir jou, maar jy kan nie mense beskryf. Ja. Jy lees van jou sondes totaal vergewe, jy kan dit in nie beskryf. Correct. Jy gaan ook nie weer sonde gaan doen, maar ek mag dit nie meer sê nie. Ja, met die volle pakket.
Ja, dis 'n belangrike punt uit die volle pakket wat ons in Christus klaar ontvang het. He dumped the whole package of grace into your spirit. Die net deels, alles. Hy gaan vir jou niks meer gee nie. Maar dit wat hy gegee het, wat Paulus beskryf in sy briewe, gaan hy toepas, soos wat jy al met jou gerigtheid ook daarop kry, dat hy dit kan toepas. Maar niks kom nou meer vanuit jou en nie, maar alles vanuit hom.